Hey almal, dis Amy hier, saam met Tommy. Hallo Amy, hallo almal. Lekker om weer tyd saam met julle te spandeer. En ons is opgewonde om weer saam met julle by die Clara te chill. As jy mooi kyk, nie ver hiervandaan nie, sal jy die ou smelter van die Beep sien. Hy's nie meer aan die gang nie, maar glo my, daai skoorsteen het op 'n stadium soos 'n vuurspeeuende draak gewerk. Vertel, want ek's gereed om die storie te hoor, Amy. Presies, wanneer het dit alles begin? Die storie van die ou smelter het lank gelede begin, iewers in die 1800s. En soos die naam sê, was dit die plek waar die ou CC-koper gesmelt het. Hulle het klippe vol kopererts geneem en dit in groot oonde verhit. Die oonde het tot meer as 1000 grade Celsius warm geword. Dit is juist die verskriklike hoë hitte wat gemaak het dat die koper smelt sodat die koperproduk van die onnodige klip kan skei. 1000 grade Celsius. Sjoe, maar dis mos warmer as die son. 'n Worsrolletjie sal verseker binne millisekondes skroei in daai hitte. Presies, Tommy. En daai lang skoorsteen was nie net vir show nie. Daar as die wind net 'n sekere manier gewaai het, wat al daai rook en swawelgasse wat vrygestel was vanuit die oonde reg oor die dorp getrek het. Dan het mense reg oor die Beep die rook ingeasem. Dis juist daarom hoekom die smelter so hoog geleë moes wees. Interessant, maar ek moet jou sê, Amy, ek sukkel nog om die meer as 1000 grade Celsius situasie te verwerk en nou al die jare nog staande kan bly. Ja, dit is nogals ongelooflik. Die smelter self is nou lankal nie meer in gebruik nie, maar die struktuur bly staan. Mens kan sê dat die skoorsteen amper soos 'n monument is vir die mense wat hier gewerk het, 'n simbool van mense wat die koperbedryf aan die gang gehou het. Lank voor daar iets soos AI, YouTube, automation of ingeheel computers was. So, dis eintlik meer as net 'n ou skoorsteen wat oor die Beep uittoring. Dis 'n deel van die dorp se geskiedenis. Iets wat help vertel wie Naba Beep was. Heeltemal. Dis deel van ons industriële geskiedenis. Miskien kan ons vriende daar buite vir ons vasstel of die smelter van die Beep maklik een van die laaste oorblywende smelters in hierdie deel van Suid-Afrika is. Net so, en nou blom die pragtige oranje en geel gousblommetjies waar die vuur destyds was. Dis amper poëties. Ek love dit, Tommy. Is sommer die perfekte manier om af te sluit. Tot volgende keer, vriende. En onthou, die Beepstad rak. Jep, die Beepstad rak. Baie maal, bye.